baie welkom hier by ons en so hoop julle voel sommer lekker tuis en lekker gemaklik en waar jy ook al is. Die verjaarsdae vir hierdie week, 20 Oktober Pine Pinaar, 21 Oktober Elsabie Reder, die 22ste Elna Olivier en die 23ste Trien Kritzinger en die 25ste Marieke Ferreira. So baie geluk aan almal van julle wat verjaar. En weer eens al die ander wat ook verjaar, wat nou nie op die lys is nie, hier is maar die senior burgers wat op is, al die ander mense wat nie op is nie, baie geluk, en soos gewoonlik, huweliksherdenking en enigiets anderste, waar daar rede is om te vier, geluk, en mag het 'n vreugdevolle tyd wees. Sterkte ook aan die wat deur trauma of moeilike tyd gaan, of 'n hartseer geval, of miskien iemand in die dood afgestaan het, mag die Here ook vir julle vertroos en vir julle bystaan en dit en daarmee ook saamgaan. Weer eens net 'n herinnering, 10de maand dankoffers, jy kan jou 10de maand dankoffers EFT inbetaal, koevertjies insit by die kerkkantoor ingee, of as jy dan weer dalk kerk toe kom, daar inbetaal ook so. Kom ons maak van hierdie maand sommer 'n lekker maand met die 10de maand dankoffers, dis ook 'n goeie geleentheid om vir die Here ook dankie te sê en daai bydraes ook te bring. Ons gebedstema vir hierdie week, Here my God, ek bid dat Jesus Christus se gesindheid elke dag weer kaat sal word in my lewe. En die fokusteks is Filippense 2 vers 1 tot 11. So mag het ook so wees dat Christus se gesindheid in ons lewens weer kaats en dat ons dit ook kan uitleef. Ek gaan begin met die woorde en die seëngroet, daarna gaan ons daarom die lied, daarom lekker saam sing. Wonderlike Vader, baie dankie dat ons by mekaar kan wees op hierdie wyse, dankie dat U vir ons stil maak in die hart, in ons harte, ons kan luister en kan hoor wat U vir ons wil sê. Dankie dat ons U kan aanbid, U is groot, U is wonderlik. Dankie dat ons kan weet, U is die enigste ware Here, U is God. Help ons ook, wanneer ons ook met ons gesinsmense werk, ons familie, ouers met kinders, kinders met ouers, en ook selfs ander mense, vriende, vreemdelinge, en so meer, dat ons hierdie beeld van U sal uitstraal, en U liefde sal uitleef waar ons gaan. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Kom ons sing lekker saam daarom. Here, U is my lewe. Ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede. As die storms om my woed met brute krag, en as ek val, is U by my. U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met skare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my. U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met skare en instrumente.
wie kan wees. Dankie vir u guns, u goedheid. Ons luister graag ook na u woord en nou ook by die kinders wat kan stil raak, die kindermoment waar u met ons wil praat oor u wonderlike liefde en u genade en die feit dat u ons in ons harte en ons lewens wil herstel, wil kom gesond maak en dat ons die kans ook kan gebruik. Amen. Nou ja, ons praat oor die hersteljaar. Hersteljaar, ons gaan nou meer daarvan sê. Kom ons lees eens wat sê die Bybel oor hierdie hersteljaar. In Levitikus 25 vers 8 tot 12 staan daar: tel 7 sabbatsjare af, 7 maal 7 jaar, dit wil sê 49 jaar. En dan op die 50ste jaar moet die ramshoring blaas op die 7de maand van die versoeningsdag. Dit is dan 'n sabbatsjaar wat aan die Here gewys is. En dan moet almal weet, dit is die hersteljaar. Elke Israeliet wat sy grond verloor het, moet dit weer terugkry. En die wat weg van hulle families geneem was, moes weer teruggaan na hulle families toe. Skuld was afgeskryf gewees en so meer. Dis alles wat daar staan en waar gesê word en geleer word. Wat 'n wonderlike jaar, wat 'n wonderlike geleentheid, wat mense kon feesvier en kon dankie sê vir dit wat hulle kan teruggaan. En as jy nou gewonder het, hoe verloor jy nou jou land en hoe verloor jy nou, hoe kom jy in die skuld? Dis maar as daar maar moeilikheid gekom het, soos 'n droogte of 'n siekte of jou pa dalk dood gegaan, niemand kan sorg nie, dan was daar reël gewees wat gesê het, iemand anders kan nou vir julle sorg, en dan word die land syne, maar net vir daai tydperk, dan moet die land weer teruggaan na die familie toe, ensovoort, skuld moet afgeskryf word. Daar was 'n klomp sulke reëls om mense te help, dat ander nie mekaar uitbuit nie. So ja, en ons praat van die hersteljaar. Nou herstel, weet julle mos, beteken nou as iets stikkend is en hy het gebreek, dan maak ons dit reg, ons maak dit weer heel, en dat dit weer dieselfde kan lyk, of weer kan wees soos wat dit moes gewees het, en weer kan regwerk. Nou, julle ken ons van herstel, baie keer as die karretjies breek, of 'n poppie breek, of 'n speelding, of iets by die huis breek, kan help mamma en pappa vir julle om dit weer mooi reg te maak, en netjies op die regte manier dat weer kan werk. En so was dit in hierdie jaar ook gewees, die hersteljaar, wat almal weer kon terug aan skuld afgeskryf word, ensovoorts. Maar ek wil ook vir julle vertel, dat julle moet weet, dat in die Bybel vir ons sê, dat Jesus ook so 'n tydperk aangekondig het. Weet julle daarvan? Jesus het ook, toe hy gekom het, in sy eerste optrede, wat hy in die sinagoge gepraat het, sinagoges was amper soos 'n kerk, kom praat hy van hierdie spesiale hersteljaar van die Here. Kom ons lees dit 'n bietjie daar in Lukas 4 vers 16 tot 19. Dis nou Jesus het ook in Nasaret gekom waar hy groot geword het, en so sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif uit voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee, en hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar daar geskrywe staan: die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die vrylating vir gevangenes aan te kondig, die herstel van die gesig van blindes, om die onderdruktes in vryheid uit te stuur, en om die genadejaar, hierdie woordjie genadejaar is baie dieselfde as die hersteljaar in Levitikus, om die genadejaar van die Here aan te kondig. En hierdie genadejaar wat Jesus kom aankondig, is so 'n bietjie meer spesiaal. Hy gaan nie oor 50 jaar en oor 50 jaar dit weer aankondig nie. Jesus kom kondig dit een keer aan, het hy dit kom aangekondig. En is vir altyd geldig, vir my en vir jou. Wat beteken dit? Jy wonder nou, wat beteken dit? Hierdie genadejaar beteken dat ek en jy na Jesus toe kan gaan. Onthou julle, ons het laas Sondag gepraat en gesê, ek kan my sondes, daai swaar las wat ek het, na God toe vat en sy voete gaan neersit. Hierdie genadejaar sê, ek en jy kan na Jesus toe gaan, en hy kom maak ons harte heel. Hy kom maak ons lewens heel. Dit wat die sonde stikkend gemaak het, kom maak hy heel, en hy maak ons gesond, sodat ons hom reg kan dien. Dat as ons hom aanroep uit ons hart uit, ons sê, Jesus, ons wil u dien en u volg, dan kom genees hy ons. Op dieselfde wyse as wat 'n blinde mens weer kan sien, help hy ons om te sien wat God wil hê, wat reg is. Op dieselfde wyse as wat iemand wat doof is kan hoor wat ander sê, help hy ons dat ons kan hoor wat God vir ons sê, en dit kan doen, ensovoorts, né? So, dis wat God kom doen. En Jesus beloof ook, onthou julle nou in die hersteljaar, in die Ou Testament, kon die mense hulle grond terugkry. Jesus sê vir ons, hierdie spesiale hersteljaar, hierdie genadejaar, sê hy vir ons, kan ek en jy 'n plek by God in die hemel kry, as ons in hom glo. Hy sê vir ons, hy gee vir ons grond, gee vir ons 'n plek in die hemel saam met God, wat ons nou al kan kry en deel kan hê, saam met God daar in die hemel.
En so die vraag is nou net of jy reg is daarvoor. Het jy dit al gedoen? Het jy al jou hart vir die Here gegee? Het jy al vir die Here ja gesê en vir hom gesê, kom herstel my? As jy dit nog nie gedoen het nie, gebruik sommer vandag die geleentheid. Gaan en steek jou hande op, sê vir die Here, Jesus, my hart moet ook heel gemaak word. Ek moet ook herstel word. Ek voel ook seer. Daar's baie dinge wat my pla. Help my om gelukkig te kan wees, bly te kan wees en te kan weet dat ek eendag saam met U ook daar in die hemel kan wees. 'n Plek waar daar geen hartseer, geen trane, geen pyn, geen leed meer sal wees nie. En kan ek nou maar sê, daar sal ook die COVID en sulke goeters daar in die hemel wees. Dit is wonderlik. En ons kan uitsien daarna dat dit 'n plek is waar ons gesond sal wees. En God wil dit nou al vir ons kom gee deur Jesus Christus. So maak dit jou eie. Steek jou hand op, sê vir Jesus, ek sê ja vir daai wonderlike herstelkans en daai genesing wat U vir my wil bring. Kom ons sing nou ook lekker saam die heel beste rede. Ons staan voor die Heer en bely dat hy regeer. Kom ons sien die hemelkoning op sy troon. Laat ons al die hulde bring en sy lof en eer besing. Laat ons lofsange die plek wees waar hy woon. Hef jou hande na bo, al wat hy vra, dat ons glo, en as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede om te kniel voor die Vader, in gebed tot hom te nader, en hom as koning en verlosser te bely. Om hom te dank vir sy genade, vir sy seën en wonderdade, van die krag van sy waarheid maak ons vry. Hef jou hande na bo, al wat hy vra, is dat ons glo, en as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede om te gaan na die nasies, want sy opdrag was basies om te doen en te lewe net soos hy. Want deur sy wonderwerke is daar nou ook geen perke aan wat Jesus kan doen deur jou en my. Hef jou hande na bo, al wat hy vra, is dat ons glo, en as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede om met simbaal en drom te raas, en die shofars hard te blaas, van die groot dag van Jesus onbeslis. Die dag wat elke knie sal buig en elke mond nog sal getuig, dat die ruiter op die wit perd koning is. Hef jou hande na bo, al wat hy vra, is dat ons glo, en as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede vir my. As jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede, heel beste rede, heel beste rede vir my. Here, baie dankie dat ons kan stil raak en kan weet, U kom genees, U kom maak ons heel, U kom gee vir ons 'n nuwe lewe. Dankie dat ons U kan loof en prys daarvoor, en dat ons ook reg kan wees daarvoor. En dat ons nou verder kan gaan, verder kan luister na U woord, dit kan doen en dit kan toepas ook, en ook aan ons kinders kan leer. Ons praat 'n bietjie vandag oor hoe ons as ouers, miskien as grootouers, waarde in ons kinders en ons kleinkinders kan inbou. Help ons om dit ook so te kan doen, want so help ons ook vir hulle gesond bly, om te herstel en werklik te leef soos U dit wil hê.
Ons bid dit alles in die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Goed, so ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor belê in jou kinders. Daar's nou Sondag ook 'n doop by die kerk, so ek gaan sommer die geleentheid gebruik om hier ook met julle te gesels daaroor. Daar waar jy by die huis is en jy weet daar gaan 'n doop wees by die kerk, dat ons sommer 'n bietjie daaroor gesels. Hoe belê ek en jy in ons kinders se lewens en leef daarin? Ek gaan nou 'n teksversies lees. Ons gaan so saam kyk na verskillende teksversies. So hou vas, kry jou Bybel reg en dan gaan ons nou net lekker saam lees. Maar kom ek begin eers net so 'n bietjie te gesels oor die wêreld waarin ons leef en hoe die wêreld verander het. Baie keer sê jy dit hoor, mense sê die wêreld het dan baie verander. Partykeer hoor jy dit by ouer mense, wat dit sê en sê, "Sjoe, die wêreld het dan baie verander." Ons sal dit vir mekaar sê. Kyk na die internet, die kommunikasie. Ek en Anneke kyk so rukkie terug na 'n film en ek sê vir haar, jy kan nie glo die film is net kort voor die 2000s gemaak nie. Al die goed wat daar gebruik word en die tegnologie lyk so oud en so dat die Engelse sal sê outdated, né? Dit lyk net nie reg nie. Hoe vinnig dinge verander het waar ons vandag sit. Kyk net hoe stuur ons hierdie boodskappe uit, maklik dat almal dit kan sien en toegang kan hê daartoe en ons kommunikeer met mekaar. En so is dit natuurlik ook in terme van ons kinders en van hulle toekoms, né? Daar is al hoe meer planne wat jy kan maak om te verseker en te help as jy kan dat jou kinders 'n goeie toekoms kan hê, nie net met opvoeding by die skool nie en leerwerk en al daai dinge in die universiteit toe gaan nie, maar ook vir hulle toekoms vorentoe vir hulle werk en so ook kan jy beplan. Jy kan selfs seker maak dat daar polisse is wat uitbetaal later as hulle klaar is met skool of selfs as jy nie meer daar is nie om vir hulle te sorg ensovoorts. Daar is soveel maniere om te belê in jou kind se toekoms en hulle te help dat hulle 'n goeie wegspring het die dag as hulle uit die skool uitgaan, matriek klaar maak, uit die huis uitgaan, kan hulle baie goeie wegspring hê. Maar hoeveel tyd is die vraag dan nou spandeer ons as ouers, spandeer jy as ouer, kan jy vir jouself sê, aan jou kinders se geestelike lewe? Hoeveel tyd spandeer jy of hoeveel belê jy in jou kinders se geestelike lewe? Dis net so belangrik. Want ek en jy weet dat dinge baie vinnig kan verander. Die lewe is vol kinkels en kabeltjies en dinge kan baie vinnig verander en al probeer ons hoe beplan, weet ons daar's net sekere dinge waarvoor ons nie kan voorberei nie. 2020 het dit vir ons ook weer baie duidelik gemaak. Ons het net weer besef dat hoe vinnig dinge in die wêreld verander, hoe vinnig dinge verkeerd loop en verkeerd kan gaan. En al probeer ons hoe voorsiening maak vir die toekoms, is daar net dinge wat ons net nie weet nie. Ons kan nie vooruit sien nie, ons kan eintlik nie môre sien nie. Ons beplan maar wat reg is en wat sinvol is. En wat nie verkeerd is nie, is ook wys om te beplan, soos Jesus ook leer van die man wat graan en dinge opgaar vir die droë jare. Die Bybel leer dit ook vir ons, as Josef dit sê, daar's droë jare, julle moet opgaar, 7 droë en 7 maar jare, 7 vet jare, onthou julle die 7 maar, 7 vet jare. Gaar op en beplan daarvoor, as dit ook nodig is, maar ons weet dat, selfs met die beste beplanning, daar sekere dinge is weer eens wat ons nie voor kan beplan nie, dinge kan in 'n oogwink verander. Ek wil vir jou 'n verhaaltjie vertel, wat ek gehoor het, en dit gaan oor 'n jong seun, wat nou al vir weke lank in die hospitaal gelê het. Sy ouers moes seker vir die kind, wat ek ook sê, hy lê in die onkologiese saal, kanker, deurtrek in die liggaam. Sy ouers moes vir hom ook sekerlik groot planne gehad het. Hierdie jong seun moes self sekerlik gedroom het. Wat gaan hy word die dag as hy die huis uitgaan, as hy ouer is? Sy hele lewe nog wat voor hom lê ensovoorts. En so het die ouers aangehou bid, aangehou glo dat hy dit sal deurtrek, dat hy dit sal maak, en roep hulle later ook dan 'n leraar in, 'n dominee in, om te kom bid en te kom praat met die kind en hulle te kom ondersteun. Soos wat die leraar toe daar by hulle aankom by die hospitaal en hy luister na hulle, sê hy vir homself in sy binneste, dit klink nie goed nie. Dit klink nie goed nie. En die kans dat hierdie kind uit die hospitaal uitkom, klink maar skraal. En hy stap by die kind in en by die seun, hy gaan sit langs hom by die bed en hy vra vir hom, hoe voel jy? En die seun sê, ek is seer en ek is moeg. En die leraar sê vir hom, mamma en pappa het groot hoop dat jy dalk gesond kan word.
wat dink jy? En die seun sê, ek weet nie so mooi nie. My lyf is baie seer, en ek weet nie, of ek by hier gaan uitkom nie. En die dominee of die leraar vra vir hom, wat gebeur? Weet jy wat gebeur as jy doodgaan? En die seun sê vir hom, nee. En die leraar sê vir hom, wil jy graag weet, kan ek met jou praat daaroor? En hy antwoord, asseblief oom. En die leraar vra vir die seun of hy al in 'n wedloop deelgeneem het. Waarop die antwoord is ja, hy het al deelgeneem aan atletiek en ander dinge. En die leraar sê vir hom, en jy weet mos, as jy in 'n wedloop deelgeneem het, dan moet jy hardloop om die einde van hierdie wedloop klaar te kan maak. En soms gebeur daar iets dat jy nie hierdie wedloop kan klaarmaak nie. Jy val dalk of iemand pootjie jou per ongeluk of wat ook al gebeur nie. Jy kan nie altyd hierdie wedloop klaarmaak nie. Ja, sê die seun. En hy sê vir hom, en hy sê die seun en hy sê vir hom, soos ek met die kanker oom. Ja, sê die leraar. Dit mag wees dat jy nie hierdie wedloop met die kanker gaan wen nie. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons weet nie wat voorlê nie, maar dit mag gebeur dat jy nie hierdie wedloop met die kanker gaan wen nie. Maar kan ek jou vertel van 'n ander wedloop wat die Bybel van praat? Die Bybel leer ons dat ons ook 'n ander wedloop moet hardloop. Hierdie wedloop, sê hulle, is die wedloop van geloof. En die seun sê, asseblief oom, vertel my meer van hierdie wedloop van geloof. En die leraar sê, weet jy, in ons geestelike lewe het Jesus het vir ons kom sterf aan die kruis, hy het sy lewe vir ons kom gee, sodat ek en jy nie net vir nou leef nie, maar ook vir die ewige lewe eendag saam met God kan wees. En ook wanneer Jesus in jou hart nou is, jy nou al reeds vir hom kan leef. En die Bybel sê vir ons daar in Hebreërs sê dat as ons hierdie wedloop hardloop en ons hou ons oë gefestig op Jesus, wat hierdie wedloop begin en klaar gemaak het, deurdat hy aan die kruis gesterf het, dan kan ons ook eendag klaar maak en ons kan die groot oorwinnaarskroon behaal. Wenprys aan die einde daarvan kry. Die Bybel praat van hierdie wenprys as die Stefanos, die oorwinnaarskroon. Sê vir die seun, vra die leraar toe vir hom, wil jy graag by Jesus hierdie oorwinnaarskroon ontvang? En die seun sê, ek wil graag oom, help my hoe? En die leraar verseker hom, hy sê vir hom, as jy in Jesus Christus glo, as jy net sê, Jesus, hier is ek, maak my lewe u sinne, kom woon in my, kom werk in my, kom vat my lewe, en laat dit Heer, u gewy wees meer en meer, wil ek nou amper sê, soos vir die lied sê, as jy net jou hart vir die Here gee, dan kom woon hy in jou, en hy sal jou help, Jesus sal jou aanmoedig, hy gaan jou help. Trouwens, die Bybel sê, daar's 'n skare geloofsgetuienis, wat jy sal aanmoedig om hierdie wedloop klaar te maak, en dat jy op die einde daarvan kan kom, in die hemel by God kan wees, waar daar geen pyn, geen seer, geen lyding, geen van die dinge meer is nie. Hy sê, in hierdie geskenk, sê die leraar vir hom, kan ek vir jou gee. Vandag met vrymoedigheid kan ek dit verseker vir jou gee. Ek kan nie weet of die kanker gaan weggeneem word nou of nie. Dit is in die hande van die Here, maar ek kan hierdie geskenk definitief nou vir jou gee. Dit is die grootste sekerheid en die grootste wete, met die grootste wete, vastigheid wat ek vandag het. En die seun sê, asseblief, ek wil dit my eie maak. Die leraar sê vir hom, dan weet jy, dat om te lewe is Christus, maar as jy sterf, is jou sterwe wins. Wat ook al gebeur in hierdie worstel en hierdie stryd met jou met die kanker, al sou jy hierdie wedloop teen die kanker nie wen nie, weet jy, dat die wedloop van geloof, jy kan wen en kan klaarmaak. En miskien wen jy hierdie wedloop teen die kanker, dalk wen jy dit, maar nog steeds moet jy daarna weet, dat jy die eindstreep in jou geloofslewe geestelik nog steeds moet behaal, om saam met God te wees. Nou, ek wil nou vir jou sê, en as jy nou gewonder het, nee, ek was nie die leraar wat met die seun gesels het nie, ek het regtig hierdie gehoor by 'n leraar, wat het vertel het, wat getuienisse gee daarvan, en jy kan nou maar self, by jouself afvra, en by jouself gaan wonder, het die seun hierdie wedloop teen die kanker, het hy dit gewen of nie? Maar kom ek sê net vir jou een ding, die belangrikste wat jy moet weet is dat hierdie leraar die grootste gawe, die grootste geskenk aan daai seun gegee het wat hy kon gee. En dit was om die ewige lewe vir hom te gee. Weet jy wat? Jesus het deur hierdie leraar gewerk en vir hom gesê,
wat jy nou hier kan gee, is die wonderlike evangelie, die goeie nuus van 'n lewe na die dood. Hy het deur Jesus se hulp en deur die Heilige Gees belê in hierdie kind se lewe. Die beste belegging wat hy kon maak, was om vir hierdie kind te help, ook om te belê in die ewige lewe. En ek wil vandag met jou daaroor gesels, hierdie beleggings wat ons in kinders se lewens kan maak, onder andere dit om vir hulle te leer van die ewige lewe, maar soveel ander dinge ook wat die woord vir ons leer. Jou te gesels oor hoe belê ons in ons kinders se lewens. Die eerste enetjie wat ek oor wil gesels is belê in hulle sekuriteit. Belê in hulle sekuriteit, in hulle veiligheid. Spreuke 14 vers 26 sê, wie die Here dien, het daarin 'n veilige toevlug, en ook sy kinders vind skuiling daar. Waar is die plek waar jy die veiligste gevoel het as kind? Dink 'n bietjie terug, as jy so ver kan terugdink. Miskien kan die kinders daar by die huis ook sommer so 'n bietjie dink en gesels en sê, waar voel julle veilig? Wat gebeur as julle bang raak? Waartoe gaan julle? Waar gaan jy om te voel, nou is ek veilig? Ek weet, as kind, toe ek nog klein was, voorskoolse kind, as ek bang was, het ek daar by my ma in die bed ingeklim in die aande, daar het ek veilig gevoel, sy was my veilige toevlug gewees. Toe ons nog daar in Evander gebly het, in die Hoëveld het jy mos nou baie erge donderstorms en weer en dinge, en as die donderstorms opsteek en die weer so swaar raak, dan gebeur dit soms, dat die krag ook uitgeslaan word, dan sien hele huis in duister gehul. Nou my twee kinders weet ek, in daai stadium van hulle lewens, toe hulle nog klein was en bang geraak het, hulle twee dinge gedoen. Die eerste ene is, hulle het elkeen na die kamer toe gegaan, gehardloop, en daar in die kamers met 'n liggie wat hulle gekry het, of ons moes maar saamstap, het hulle vir hulle kar uit vir haar, ek kan amper sê lewensgrootte, want dit is amper net so groot as sy gewees as 'n kind, of jy weet, opgestopte tiger van Winnie the Pooh farm, het sy gehad, so opgestopte teddybeertjie ding van wat tiger was, het sy gaan haal en vastgehou, en Amy het Winnie the Pooh self gehad, ook so grootte. Hulle het dit gaan haal, en dan was die tweede plek waartoe hulle gegaan het om te voel, hulle is veilig, die veilige hawe, was by ons, die nabyheid van hulle ouers. Dan het hulle by ons gesit, totdat die weer verby is, of totdat die krag weer aangekom het, en alles weer reg is, en dan het ons hulle maar so verseker van die veiligheid, en dat alles oukei en reg sal wees. Maar waar vind ons as ouers? Waar het my ma, by wie ek moes gaan skuiling vind? Waar gaan vind ons toevlug? En soms moet ons as ouers voorgee vir die kinders sê, man, kyk, ons het nie 'n banghaar op ons kop nie, daar's niks waarvoor ons skrik nie, amper soos daai liedjie van die dapper muis, nee, daar's niks waarvoor ek skrik nie. En hier in Spreuke 14 vers 6 kry ons eintlik 'n moontlike antwoord. Wie die Here dien, het daarin 'n veilige toevlug. Jy gaan nou vir my sê, jy sê 'n moontlike antwoord, is dit nie 'n definitiewe antwoord nie? Ja, 'n moontlike antwoord vir ouers. Want ouers wat nie die Here dien nie, want hier staan wie die Here dien. As jy nie die Here dien en die Here in jou hart het, gaan jy by hom veilig voel nie, en by hom toevlug kry nie. Maar vir die wat die Here dien, weet ons dat ons daar toevlug kan kry. En ons leer dit vir ons kinders, ons sê vir ons kinders, waar is jou sekuriteit? Waar voel jy veilig? By God. Jy moet by God veilig voel. My kind, eendag gaan ek en jy deur kilometers en deur afstand, deur wat ook al geskei wees van mekaar. Dan moet jy kan weet dat jy, daar waar jy alleen voel en bang voel, altyd na God toe kan gaan, en by hom 'n veilige toevlug kan kry. So belê in jou kinders se sekuriteit. Die tweede ene is belê in hulle toekoms. Belê in jou kinders se toekoms. Psalm 78 vers 2 tot 7 sê, ek gaan 'n gedig voordra, ek gaan julle inlei in 'n geheimenisse van die verre verlede, wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons van ons vaders hoor vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, en aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders sal vertel. So sal hulle dan op God vertrou, en nie vergeet wat hulle doen nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy hulle beveel het. Luister net na al die dinge wat hier staan. Die persoon wat hier praat sê, ons het by ons vaders gehoor, en ons sal dit vir hulle kinders sê, sodat hulle dit vir hulle kinders kan sê. Ons sê,
belê in jou kinders se toekoms. Vertel vir jou kinders dat daar hoop is vir jou vorentoe. Nie net vir nou nie. As jy hard werk en jy gaan studeer, kan jy dit en dit doen, of blink staan uit in hierdie of in daai sportsoort, dan het jy ook 'n toekoms. Maar weer eens, soos ons in die inleiding gesê het, ons weet nie wat met jou gebeur nie. Ons weet nie wat kan môre gebeur nie. Maar die een ding wat ons verseker vir ons kinders kan sê, veral as ons kyk vanuit die Nuwe Testament, is wat ons nou gesê het, soos daai leraar vir daai kind wat kanker gehad het gesê het, Jesus het die prys betaal, Jesus het vir jou alles gegee wat jy nodig het, om die ewige lewe te hê. Jy's klaar, jou naam is klaar in die Nuwe Testament ingeskryf, wat God gemaak het. Die Bybel praat van die ou verbond, die nuwe verbond, Ou Testament, Nuwe Testament. Jesus sê, jou kinders se name kan ook daar ingeskryf word. Daar's vir hulle ook 'n bemaking as hulle glo. Sê dit vir jou kinders, belê daarin, maak seker dat jou kinders weet, dat hulle die ewige lewe saam met God kan hê, en saam met hom kan wees, dat hulle name in die boek van die lewe geskryf kan word. Maak seker hulle weet, dat hulle op God kan vertrou, en nie sal vergeet hoe goed hy is nie, en wat hy alles vir hulle ook gedoen het, dat dit wat daar op Golgotha gebeur het, ook vir my en jou, vir jou kinders, en vir jou kinders se kinders is, so ver in die toekoms is wat God dit ook beplan, en wil hê, dat hulle dit verseker kan weet, sodat hulle op die ou ende, daai oorwinnaarskroon, ook kan ontvang. So sê, belê in hulle sekuriteit, belê in hulle toekoms, maar belê ook in hulle opvoeding. Spreuke 29 vers 17 sê, gee jou seun 'n goeie opvoeding. Jy kan nou maar sê, seun en dogter kan jy maar byvoeg hier. En jy sal gerus wees oor hom. Hy sal jou baie vreugde verskaf. Jy weet, daar's een ding wat my 'n bietjie dwars in die krop steek, om dit nou so te stel, wat vir my vreemd is dat mense verwag dat ander mense, soos onderwysers byvoorbeeld, of dalk daar by die kerk, die sonnaskoolonderwysers, hulle kinders moet dissiplineer, hulle kinders moet opvoed. Nou ja, so kry onderwysers baie keer die term kinderopvoeders. Nou, kinderopvoeder, jy kan maar gaan kyk, en ek het dit ook gaan opsoek, is maar iemand wat kinders help om te leer en te lees, en dat hulle geletterd kan wees. Maar dis in meer in akademiese rigting. Dit is nie heeltemal die kinderopvoeder se werk om dissipline en ander waardes vir kinders te leer nie. Dit is die werk van ouers, en dis wat die Bybel ook sê, gee jou kind 'n goeie opvoeding, dit lê by jou as ouers, om jou kind en jou kinders behoorlik op te voed, en te leer wat die regte waardes en die beginsels is, hoe om goeie maniere te hê, hoe om dankie te sê, en asseblief te vra, hoe om ander te help, hoe om ander lief te hê, hoe om te gee vir ander. Alles wat die Here verwag, moet ons as ouers aan ons kinders leer, sodat hulle uiteindelik vir ons kan trots maak, maar ook vir ander mense vreugde kan bring in die wêreld, dat ander mense kan sê, dis so wonderlik om hierdie jong mense te kan ontmoet, met hulle pad te kan stap, want hulle is mense wat in liefde leef, en wat leef soos wat die Here dit vra, en wat die mense lewe sommer opvrolik, né? En dit is ook ons werk. So belê in jou kinders se opvoeding. Moenie verwag dat iemand anders dit gaan doen nie. Begin by jou by die huis. Daar lê die fondasie by die huis reg. Dan sal dit by die skool en selfs na skool met jou kind baie goed kan gaan. Volgende enetjie wat ons sê, belê in hulle menswaardigheid. Belê in hulle menswaardigheid. Efesiërs 6 vers 4 sê, en vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning. Luister mooi, soos die Here wil. Maak hulle groot met tug en vermaaning, soos God dit wil hê. Dit beteken ook soos wat die Here dit voorskryf vir ons kinders. Nie soos ek en jy dink dit moet wees nie. Nou ouers, julle ken ons na daai uitdrukking, ek dink eendag het ek gaan besoek doen, en iewers toe, en toe sê, ek kan nou nie onthou of dit die ma is of wat my gesê het nie, so 'n bietjie moeilike dag gehad met die kinders en die hele huishouding seker maar, sê, Dominee, jy moet vir my bid, maar jy moet nie bid vir krag nie, want dit sal heeltemal verkeerd wees, jy moet vir my bid vir geduld. Ken julle daai uitdrukking, bid vir geduld, want krag, as ek krag het vandag, dan doen ek goed wat ek nie moet doen nie. As jy 'n ouer is, dan dink ek is dit so belangrik dat ons vir die Here sê, gee vir ons geduld, maar belangriker as dit, gee vir ons liefde. Lê u liefde in ons harte, soos wat u ons lief het, dat ons kinders kan lief hê. Lê vir ons daai genade in ons harte, maar help ons ook om gedissiplineerd met ons kinders te kan werk, om hulle op te voed soos u dit wil hê, maar dat ons so met ons kinders sal werk, dat hulle nie opstandig raak nie,
Maar dat ons ook so met ons kinders sal werk, dat ons hulle nie sal afbreek nie, sal afkraak nie, dat hulle minderwaardig sal voel nie, dat hulle voel, weet jy, ek kan niks goeds doen in my lewe nie. Dit is vir my so hartseer as jy met volwasse mense vandag gesels, wat nou al lank in die lewe 'n pad stap met die lewe, en hulle nog steeds vir jou sê, weet jy, ek onthou nou nog, ek is nie goed genoeg vir dit of dit gewees nie. So het my pa en my ma vir my aan mekaar gesê. So ek gaan dit nie eers probeer nie. Dis al my hartseer. Dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil hê ons moet ons kinders opbou. Die Here wil hê ons moet hulle natuurlik dissiplineer. Kinders, die volgende stuk daarin, Efesiërs staan ook dat kinders gehoorsaam moet wees aan hulle ouers. Maar ons moet ons kinders help en hulle opbou, dat hulle goeie karakter kan hê, goeie denke van hulle kan self kan hê, en kan weet dat hulle geliefd is, en dat hulle ander mense kan lief hê. Weet jy wat jou beste belegging? Jy kan baie dinge belê in jou kind se lewe. Maar ek sê dit weer, die beste belegging in jou kind se lewe is in sy geestelike lewe, is 'n geestelike belegging. En die heel beste daarvan is om vir jou kind van Jesus Christus, van God te leer, en om daai waardes in sy lewe te gee. Dis die beste belegging wat jy kan gee. Dit gaan vir jou kind baie ver in hierdie lewe kan vat, en selfs na hierdie lewe natuurlik vir hom ook voorsiening gee. Dit het hierdie soort belegging met ewigheidswaarde. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons kinders gee as gawes. Dankie vir ons wat wel kinders ook kan hê. En Here, dankie ook vir mense buitekant, wat al het hulle self nie kinders nie, wat vir ons kinders ook opvoeders kan wees, wat vir ons kinders kan help, begelei, en vir ons ook kan raad gee. Daar's baie mense wat vir ons help, sodat ons as ouers beter ouers kan wees. Hulle besef dit dalk nie. Hulle sit dalk vandag hierna en kyk, en hulle voel dalk hartseer en luister omdat hulle self nie kinders het nie. Maar Here, laat hulle ook besef dat hulle 'n groot taak het in hulle rol as peetouers, bewuslik of onbewuslik. Maar dankie dat ons as ouers ook in ons kinders se lewens kan inbou. Dankie dat U 'n pad ook saam met ons kinders wil stap, dat U ook vir hulle lief het, dat dit wat op Golgotha gebeur het, vir ons kinders en vir ons kinders se kinders net so belangrik is. Help ons om dit te onderhou, help ons om dit uit te leef, en dat ons hierdie dinge ook so sal toepas in ons eie lewens, dat ons kinders en ander mense ook na ons as voorbeeld kan kyk, soos wat ons ook leef volgens dit wat U wil hê en wat U van ons verwag. Ons bid dit alles in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit af, ons sing lekker saam. Jesus, van die Here, en gaan in sy vrede, mag God die Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees vir julle baie goed wees, mag julle voorbeeld vir ander mense wees, en hulle ook help en begelei
en belê in kinders se lewens, of jy nou 'n mamma en 'n pappa is wat kinders het, en of jy net iemand is wat lief is vir kinders, en werk met kinders, betrokke is op 'n manier in ander mense se kinders se lewens, belê in hulle lewens, moenie skaam wees om hulle te vertel, en te getuig, en te sê van Jesus, en die oorwinnaarskroon wat hulle kan behaal nie. Amen.